Goeiedag geliefde. Ons praat so 'n bietjie oor voornemens. En veral wanneer mense hierdie tyd van die jaar voornemens maak vir die nuwe jaar, dan gaan dit baie keer daaroor oor wat is ek bereid om op te offer? Wat gaan ek los? Waarmee gaan ek nie meer besig wees nie? En kom ons wees maar eerlik met mekaar om iets op te offer, vra van jou iets, dit kos jou iets. As jy nuwejaarsvoornemens het van offer of opoffer, lees vandag saam met my uit Romeine 12 vers 1 en vers 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek weet nie of daar iets is wat jy moet opoffer nie. Ek weet nie of daar iets is waarvan jy moet of wil ontslaa raak in jou lewe nie. Maar kom ons steur ons aan die skrif en ons maak saam 'n voorneme. Hierdie voorneme, soos dit hier aan ons voorgehou word, deur ons lewens as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is, aan hom aan te bied. Hoekom is dit so belangrik? Want hy sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons kan tog so vasgedraai word in ons denke. En dit is so. As 'n neurocoach besef ek ook hoeveel van ons optrede en van ons probleme goed lê bloot in ons denke, vasgelede denkpatrone wat by ons is, en ons sukkel om daai uit te breek, ons sukkel om daarvan ontslae te raak, want ons probeer self. Ons kan nie self nie. God kan. Die werking van sy gees in sy kinders kan. En hy wil ons denke vernuwe. En ek wil saam met jou 'n voorneme maak om onsself so aan hom te gee, sodat hy ons denke kan vernuwe. Sodat ons nie sal vashak by die tradisionele en die gewoonte goeders nie, maar sal uitkom by wat hy wil. Die wonderlikheid van hierdie voorneme is 'n besonderse belofte wat hierin opgesluit word. Die belofte klink so: dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En ek is seker, jy wat vandag hieraan deelneem, hierna kyk, wil God behaag. Nie altyd die maklikste ding nie. Ons weet nie altyd hoe nie. Maar as ons hom vra om ons denke te vernuwe, as ons hom toelaat om ons denke te vernuwe, dan sal ons uitkom hierby. So besluit maar wat daar is wat jy moet opoffer, prakties, in jou lewe. Ek weet nie of jy in hierdie jaar suiker wil los, of miskien die laaste glas wyn van elke dag los, opoffer. Maar mag jy die moed van jou oortuiging hê, die moed van jou geloof hê, om jouself so op te offer, in die wete dat hy jou denke sal vernuwe. Dit is 'n goeie voorneme. Mag die Here jou seën daarin. Shalom.